Aluma Capital, altyd aan die groei. Dis tyd vir volgens koerantbesprekings en Palesa Matlala sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Palesa. Goeiemôre julle. Palesa, ons begin vanoggend by sonkragstelsels. Ja, so Eskom en verskeie munisipaliteite in die land se grasietydperk om kleinskaalse sonkragstelsels wat aan die kragnetwerk gekoppel is of die sogenaamde SSEG-stelsels te registreer is nou verleng tot 30 September. Nou, as jy nie betyds registreer nie, kan dit jou nogal duur te staan kom. Nou, dit hang natuurlik af van waar jy woon. So jy kan administratiewe boetes van tussen 6.000 tot selfs 30.000 beloop. En soos ek gesê het, hang dit nou af presies waar jy woon, wat se munisipaliteit of watter metro. Nou die rede wat Eskom nou die rede agter hierdie registrasies of waarom Eskom en munisipaliteite wil hê mense moet hierdie stelsels registreer is om te verseker dat die sonkragstelsel dat veilig geïnstalleer is in jou by jou huis of by jou besigheid en dan ook om die risiko van enige risiko teenoor die elektrisiteitsnetwerk te voorkom. So hulle sê nou of Eskom en die munisipaliteite sê nou basies dat die doel agter hierdie registrasies op hierdie vereiste om te registreer is om die kragnetwerk net veilig te hou en stabiel te hou. Interessant, Outa het gesê, mens moet eers 'n bietjie wag. Hulle sê dis onredelik dat iemand wat geregistreer is by die Ingenieursraad van Suid-Afrika dit hoef af te teken. Hulle sê elektriesien behoort genoeg te wees. Daardie saak is er nog uit, maar daar's verskillende, soos jy nou gesê het, afhangende van waar jy bly. Dit is interessant. Ja. Daar is verskillende fooie en verskillende reëls in verskillende munisipaliteite. Ja, so daar is verskillende reëls met elke munisipaliteit soos in sommige stede soos Tshwane moet huiseienaars byvoorbeeld nog bedradingsdiagramme, sertifikate en ander dokumente persoonlik ook by munisipaliteite se kantore indien. So dit is ook maar nog net 'n administratiewe romslomp of dit vat nou langer vir mense om dit te doen, maar met die kostes wat jy nou genoem het, kan jy nou, as jy sê maar byvoorbeeld in die Kaap, as jy in die Kaap woon, dan het jy nou gratis tussen nou en 30 September om te registreer en na dit kan dit so tussen 6.000 en 10.000 beloop. Maar dit verskil natuurlik van munisipaliteit en metro. So vir meer inligting moet jy nou maar net kan jy op jou staatsraad se webwerf gaan of op Eskom se blad self, se webwerf self en dan nou maar net gaan intik register solar en dan gaan jy nou presies kan weet hoeveel jy sal nou moet beboet word as jy nou nie voor 30 September registreer nie. Ja, so indien jy wel 'n sonpaneelstelsel by jou huis het, onthou jy word daar ook doodgereguleer. Dan moet ons praat oor 'n inmaakkrisis in die Wes-Kaap. Ja, nou so die Wes-Kaapse vrugtebedryf is nou in 'n skok na 'n aankondiging deur Premier. Nou Premier is een van Suid-Afrika se grootste voedselvervaardigers. Hulle verkoop byvoorbeeld vervaardig hulle goed soos brood, so Sasco is een van hulle handelsmerke. Nou hulle het aangekondig dat hulle die inmaakfabriek in Tulbagh Tulbagh is so wat 120 km noord-oos van Kaapstad. Hulle wil nou hierdie inmaakfabriek sluit. Nou die nuus wat die nuus nou bietjie meer baie ontstellend maak, veral vir die boere in die gebied, is dat die besluit net 3 maande voor die nuwe vrugteseisoen begin geneem is. So nou kan jy mos nou maar dink dat die impak van hierdie sluiting kan nogal enorm wees, want meer as 3.500 werksgeleenthede in dorpe soos jou Tulbagh waar die fabriek is, Ceres, Gouda en Saron, so daai werksgeleenthede is nou op die spel in daai areas. Palesa, is daar 'n rede hoekom hulle die fabriek wil sluit? So hulle sê dat tans is die grootste probleem met die mark internasionaal, nie net plaaslik in Suid-Afrika nie. Nou hulle sê hierdie besluit was onvermydelik en hulle sê die wêreld waar jy inmaakmark is ook onder groot druk en natuurlik weet ons is weens die Amerikaanse invoertariewe, onsekerheid oor Suid-Afrika se toekomstige AGOA voordele met Amerika waar ons voorkeur kry met sekere invoertariewe na Amerika en
dan ook 'n oorskot van ingemaakte produkte in die mark. En dit het nou natuurlik, dis daar ook druk op wisselkoerse. So hulle sê dit is 'n paar faktore wat nou gelei het tot hierdie besluit en hulle kon dit glad nie vermy nie. Vanessa, dan bly ons by die boere. Hierdie keer boere wat steeds bekommerd is oor enstowwe. Ja, so boere sê hulle is nou maar bietjie in die donker. Hulle weet nou nie wat te kan doen nie, want die regering gee nou nie vir hulle genoeg duidelikheid oor wanneer enstowwe uitgerol gaan word en of hulle nou self hierdie enstowwe kan bekom nie. Ons het 'n tydjie gelede gesels oor die feit dat organisasies soos Agri-SA hande gevat het of al hierdie landbouorganisasies bymekaar gekom en die regering gevra dat hulle self op hulle eie plase kan die diere moet inent. Nou hulle is woedend oor die manier waarop die regering nou net nie vir hulle genoeg inligting gee oor wanneer enstowwe by die plase kan uitkom en of daar gaan opvolg enstowwe beskikbaar sal wees as hulle nou besluit om nou maar self die inentings te doen op die plase nie. En dan so van een inspuiting na 'n volgende ene toe. Dit lyk vir my haarkappers is besig om Ozempic te verkoop. Ja, so daar is nou vreeslik baie berigte oor die Suid-Afrikaanse farmaseutiese bedryf en dan ook die gesondheidsowerhede. Hulle het nou gekom en vir ons gewaarsku dat onwettige gewigsverliesmiddels nou oral in Suid-Afrika opduik, soos jou haarkappersalonne kan jy sommer ook nou of aanlyn kan jy hierdie medisyne in die hande kry. Nou produkte wat as 'n alternatiewe vir Ozempic bemark word nie net aanlyn nou deesdae verkoop nie, soos ons genoem het, kan jy dit sommer by gimnasiume kry of by jou skoonheidssalon. Sure. Nou die vraag na hierdie middels het nou hierdie afgelope paar jaar geweldig gestyg. So wat 230,000 Suid-Afrikaners gebruik reeds hierdie tipe medikasie. Nou, maar die kenners daar buite waarsku nou net vir ons dat baie van hierdie produkte wat verkoop word nie behoorlik geregistreer is of getoets was nie. So dit beteken mense weet nie altyd wat in hierdie medisyne gaan wees nie en of hoe veilig dit is nie. So Vanessa, mense gaan hierdie medisyne gebruik want jy sien dit as 'n vinnige oplossing. Jy koop dit by iemand wat nie noodwendig jou bloedtoetse neem of jou na jou gesondheid in die algeheel kyk nie. Of 'n dokter is nie of 'n mediese personeel is nie. En so jy weet eintlik glad nie hoe jou liggaam gaan reageer of wat jy in jou liggaam sit nie. Presies, soos jy sê, mense is nou maar net haastig vir 'n maklike manier uit om nou maar gewig te verloor, maar nou koop jy dit nou aanlyn by iemand of by die skoonheidssalon en dan weet jy glad nie wat in hierdie bestanddele is. Soos byvoorbeeld, is daar nou ook iets op die mark of daar is nou 'n produk wat soortgelyk is aan Ozempic en die naam is Rexulti. Dit word vermoedelik in China vervaardig. Nou, dit word in ons land ingebring onder verkeerde etikette, soos byvoorbeeld hulle gaan sê dis kalsium, sodat dit nou makliker oor die grens kan kom en dan word dit verkoop aan ons mense en jy weet nou nie wat in daai bestanddele is en of dit veilig of onveilig is vir jou gesondheid nie. Nou, ons het 'n farmaseutiese maatskappy, Novo Nordisk, wat ook 'n JSE-genoteerde maatskappy en hulle vervaardig Ozempic. So dis veilig om te weet dat jy koop 'n produk veral 'n medisyne van 'n geregistreerde farmaseutiese maatskappy af. Want tans met hierdie die groot vraag nou na hierdie medisyne, kan die mense dit nou seker dan maar vir goedkoper kry, veral hierdie wat nou so in die mark inkom, onwettig of onder verkeerde etikette en dit stel nou maatskappye soos Novo Nordisk in gedrang of beleggers wat belê in hierdie tipe maatskappye. Absoluut, hierdie ongereguleerde oorgrenshandel van hierdie middels kom basies neer op dwelmhandel, ongereguleerd eintlik, maar as jy mooi daaraan dink. En dit gee vir jou 'n lelike nek. Maar dis nou maar net my. Kom ons praat bietjie oor nek uitsteek. Solidariteit is weer in Amerika.
So die solidariteit beweging, hulle was die afgelope week of verlede week in Washington, waar hulle amptenare van die Withuis en die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake mee vergader het. Nou hulle sê dis om die diplomatieke en ekonomiese spanning tussen Suid-Afrika en Amerika te probeer oplos. Veral met die oog op die vernuwing van ons kritiese AGOA handelsooreenkoms met Amerika. Nou die leiers sê dat hulle die groot rede natuurlik is mos nou net om die verhoudinge bietjie uit te stryk tussen die twee lande en hulle dan ook nou gekom na die Withuis toe of na hierdie amptenare toe met 'n paar voorstelle om die verhoudinge te verbeter. Nou hulle sê dat die Amerikaanse regering is gefrustreerd omdat hulle voel dat Suid-Afrika nie genoeg aandag gee aan daai 5 kwelpunte wat hulle aan ons gegee het nie. So soos ons weet is die 5 kwelpunte wat die Amerikaners ons nou maar het teenoor Suid-Afrika, goed wat ons moet aanwerk, is die swart ekonomiese bemagtiging, wat natuurlik Amerikaanse maatskappye raak, en dan ook kommer oor eiendomsreg, landelike veiligheid, en dan plaasmoorde, en dan is hulle ook natuurlik die een ander kwelpunt is die Kiel de Boer kreet wat deur Malema mee vorendag gekom is. En dan nou ook Suid-Afrika se betrekkinge met lande soos Iran. So hulle sê hulle is gefrustreerd want hulle sien duidelik dat ons werk nie aan hierdie 5 kwelpunte wat hulle uitgewys het nie. Vanessa, oor na kuberkrakers. Ja, so daar's 'n kuberaanvalle in Suid-Afrika op Suid-Afrikaanse besighede het nou al hoe meer ook gestyg en so 'n top kuberforensiese maatskappy in Suid-Afrika het net in die eerste 6 of 3 maande van die jaar alleen al 10 losprysonderhandelinge hanteer. En dis byna net soveel as die hele van 2025. So dit wys maar net vir jou hoe vinnig dit nou die dak opskiet. Nou kuberkrakkers eis van so tussen 200.000 tot 10 miljoen rand om 'n maatskappy se data te deaktiveer of vry te laat. Nou hulle gebruik ook dikwels 'n dubbele afpersing. So hulle sluit dan jou data, jou maatskappy se data en dan dreig hulle om dit nou op die dark web te verkoop vir dinge soos identiteitsdiewe of deepfakes en ook 'n KI of 'n kunsmatige intelligensie swendelary. So nou volgens een van hierdie kenners wat nou so baie met hierdie onderhandelinge werk tussen die kuberkrakers en maatskappye, sy naam is Danny Meiburg. Hy sê dit is nie onwettig vir Suid-Afrika of Suid-Afrikaanse besighede om 'n losprys te betaal nie. Maar natuurlik dat dit nou maatskappy as hulle nou wel betaal, gaan hulle nie in alle sake mos nou maar hulle data terugkry nie, maar in 100% van die gevalle sê hulle nogal van hierdie kuberkrakkers of hierdie kriminele is nou nogal eerlik partykeer. So dan gee hulle vir jou sleutel nou terug om jou data oop te sluit. Maar hulle is hierdie Danny Meiburg genoem ook dat jy kan nooit te seker wees nie, want jy weet nie hoeveel kopieë het hierdie kuberkrakkers van jou besigheid se data gehou nie, en dan kan hulle dit seker nog steeds gaan verkoop. Sonder dat jy bewus is daarvan en nou nie jou maatskappy se naam gebruik nie. Maar dan kan hulle nog steeds geld maak, jou losprysgeld en dan nou ook die geld wat hulle kan kry as hulle jou data gaan verkoop. Kennis naam is Danny Meiburg, is familie van jou? Nee, maar al die Meiburg, slim mense. Is dit? Nou, ja. Hoor ek, ons praat gelaastens, Vanessa, goeie nuus storie. Toerisme in Suid-Afrika is besig om te groei. Ja, so Suid-Afrika se toerisme sektor, dit beleef nou baie sterk oplewing met 'n merkbare stygings in internasionale besoekers. En hierdie is nou net gedurende die eerste 6 maande van 2026. En natuurlik help die ekonomie baie en dan ook die gasvryheidsbedryf. En dit gee mos nou maar die bedryf 'n lekker opstoot. Nou die meer as 5 miljoen of 5
5.58 miljoen internasionale toeriste het Suid-Afrika tussen Januarie en Junie van 2026 besoek. Ja. En nou hierdie stygings is nogal enorm, want dit is 12.3%. Dit is 'n 12.3% styging in vergelyking met dieselfde tydperk van verlede jaar tussen Januarie en Junie 2025. Is in vergelyking met dit is dit 12.3% meer. Nou die grootste dryfveer agter hierdie groei is besoekers uit Afrika, uit die Afrika-kontinent. So dis meerderheid waar ons besoekers vandaan gekom het. Hulle het so 14.3%, daai persentasie het toegeneem met so 14.3, en dan het ons ook besoekers natuurlik uit oorsese markte. En dit het met 5.6% gegroei. Nou die Verenigde State, die VSA, hulle bly Suid-Afrika se grootste oorsese bron van toeriste wat natuurlik van daar af kom, met meer as 40,000 Amerikaanse besoekers per maand tussen Januarie en Junie van jare. So, dis amper 1 miljoen mense 'n maand wat internasionale besoekers. Dis nogal indrukwekkend, dis goeie nuus. Dis verseker goeie nuus. Palesa, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Jy moet 'n heerlike week verder hê. Dankie julle. Dit is Palesa Mthala met jou koerantbesprekings vanoggend. Net hierna gesels ons oor entrepreneurskap. Aluma Capital, altyd aan die groei.